Met die koue winter is longontsteking seker weer een van die belangrikste siektes om vooruit te kyk. Ons gesels vandag met Dr. Dani Odendaal van Veeartsnetwerk hieroor. Dani, ja, wat is die aanleidende faktore van longontsteking? Ja, alhoewel longontsteking reg deur die jaar voorkom, is die hoogste hoeveelheid wat ons sien is in hierdie tyd wanneer ons gaan van herfs na winter toe. Of weer by einde van winter na lente toe. Die verandering van dag en nag temperature. Altyd tradisionele stof, een van ons grootste probleme. Hierdie jaar is dit teenoorgestelde. Selfs die modder is nou vir ons 'n probleem, veral wat diere in 'n voerkraal is of so iets wat hulle algemene weerstand onderdruk. Die vervoer van diere agter op 'n lorry, as daai koue lug het 'n groot effek op daai slijmlaagie om die bakterieë uit te bring en die cilia wat dit uitbring. As die diere van verskillende bronne af met mekaar vermeng. Jy moet dit altyd onthou. Longontsteking is baie keer 'n siekte van intensiewe bedrywe, soos die voerkrale. Ons kry dit wel op plaasvlak, veral in skape, en daar gaan dit oor omgewingsomstandighede. So ek sê weer eens, koue wind, daar's nie windbreuke nie, enige van daai goed kan vir ons maak dat daai normale uitbring van bakterieë en virusse wat elke dag probeer inbeweeg in die longe, net nie normaal wegwerk nie, en dan uithongering, weet diere wat in swak kondisie is. Ons het nou minder van daai probleem hierdie jaar, maar al daai faktore, spesifiek met longontsteking, is aanleidende faktore. Kan dit totaal voorkom word? Ons kan dit onder sekere omstandighede nooit totaal voorkom nie. As ons kyk in die voerkrale, hulle het 'n syfer, hulle kyk na minder as 1% verlies vrektes, en waarvan seker 60-70% van daai vrektes altyd longontsteking is. En hulle doen alles wat hulle kan ten opsigte van inenting en vooraf inenting op jou plase. So op 'n plaas kyk ons na 'n entingsprogram, ons kyk na die belangrikste oorsake, die pastorellas, en dan is daar nog ons nuwe naam van is Mannheimia vir die pastorella, hemolytica, maar dan het ons gewone pastorellas multicida. Ons het dan al die virusse wat die initiële skade maak. So afhangende van jou grootte van probleme op die plaas, besluit jy, ek het 'n lae risiko, medium of 'n hoë risiko. En daar volgens met die entingsprogram aangepas word. Miskien in 'n lae risiko het jy net jou gewone pastorella entstof nodig in die kalvers 2 keer is baie belangrik voor hulle gespeen word. En die een ding wat jy nie moet doen nie, jy moet nie kalvers ent wanneer jy speen nie, want dan sal onder stres. Moet ten minste voor die tyd wees. So voorkoming deur inenting gaan 'n baie ver pad, maar hierdie siekte is daar sekere omstandighede wat selfs die inenting se beskerming kan oorkom. Wat behels vroeë behandeling? So vroeë behandeling is altyd terug na daai modelletjie wat ek gebruik het van daaglikse observasie, om beeste dop te hou wanneer daar iets gebeur en die koors te vat. Jy weet, longontsteking is een van daai goed onder veldomstandighede. Hy is so goed weggesteek. Jy sien net die dier se ore hang bietjie, sy kop is bietjie laer, hy is bietjie agter. Maar as jy sy koors vat en sien hy is oor 40. Dis nog voor daar 'n neus-uitloopsel is, nog voor hy hoes. So observasie verskriklik belangrik, en die ding wat gebeur is, ons weet nie wat binne aan die gang is nie. Daai tekens wat ons buite sien, binne is daar baie meer aan die gang met inflammasie in die infeksie, die konsolidasie van die longe. En een ding van herkouers, hulle longe in verhouding met hulle liggaam is baie klein. As die longe aangetast is, dan kom hy amper nooit heeltemal reg nie. Behalwe as jy hom kan opspoor, daai longontsteking binne 'n dag of 2. So as ons kyk na vroeë behandeling, vroeë observasie, gaan ons kyk na behandelings, en hierso met boere ook, ons sal later nog verder praat oor die samewerking met die veearts. Ons het verskillende antibiotikas. Ons het antibiotikas wat stadig werkend is, wat oor die toonbank is. Dit is nie goed genoeg in hierdie tyd van die jaar. Dit is goed genoeg in die somer, is goed genoeg in 'n lae risikoperiode. Maar hierdie tyd van die jaar het jy die regte antibiotika nodig, wat binne 1 dag die organisme doodmaak. Ons noem dit bakteriesidiese antibiotika. So, dis omtrent almal vir hulle is op voorskrif, en jy moet die regte een gebruik, en dan tweedens, baie keer is dit so dat jy die hele groep moet behandel. As jy sien daar's 'n uitbreek en daar's meer as 3 van daai diere op 'n dag, dis nie 'n enkele gevalle nie. Is dit baie keer nodig om die veearts te praat,
dat die hele groep voorkomend behandel kan word. Praat met ons oor die rol van die veearts. So die rol van veearts weer eens, ons doen die siekterapportering, elke veearts weet, ek is in hierdie area, ek is in Bethlehem. Longsteking is my nommer 1 probleem. Hierdie ou is in daai area, volgens die siekterapportering is longsteking eintlik een van ons minder gevaarlike probleme. So die veearts sal weet wat se risiko jy in die omgewing het, wat moet in die entingsprogram ingaan, en dan wat ek gesê het, ten opsigte van die antibiotiese behandeling. Longsteking, as hy nie suksesvol behandel word in die eerste 2 dae na hy begin het nie, word die longe so aangetast, dat daai dier nooit weer 'n normale dier sal word nie, of jy gaan vrugtes plaasvind. Boere baie keer bel my en dan is daar al 10 diere dood. Jy kan nie tot daai punt wag nie. Die daaglikse observasie, praat met die veearts, hy weet ook, die heel belangrikste ding is, binne 'n paar dae weet hy of ons 'n longsteking uitbreek in 'n area het. Want hy word uitgeroep na verskillende plase toe. So hy is die persoon, hy of sy is die persoon wat weet of longsteking nou 'n probleem in jou area is. Nou ja, dis dan meer oor longontsteking, hoe om dit dalk te kan voorkom en hoe om dit te behandel en praat met jou veearts.